Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend en ek hoop almal van julle het lekker geslaap. Nou ons gaan vir julle redes gee hierdie week hoekom huwelike en verhoudings nie uitwerk nie. Ons het gister 'n preek daaroor gehad by ons kerk, maar as gevolg van 'n tegniese fout, kom ons noem dit maar dit, het die dinge nou nie uitgewerk nie. En ons wil dit graag vir soveel mense as moontlik deurgee om daarna te luister. So ons gaan vanoggend begin. Nou hierdie is redes met verse by, hoekom huwelike en verhoudings nie uitwerk nie. En as ons hierdie dinge kan uitskakel, kan ons regtig meer as oorwinnaars in ons verhoudings wees. Absoluut meer as oorwinnaars wees. En ons kan die verhoudings hê en die huwelike hê wat die Here wil hê ons moet hê. Kyk, so, een van die eerste redes, en ek hoop julle gaan hierdie week saam met ons die pad stap, en as jy wil hê jou huwelik moet na 'n volgende vlak toe gaan, en jy het gevra, Vader, stuur vir my hulp, vir my huwelik of my verhouding, ons wil help, ons wil begin werk in ons huwelik en ons verhouding, dan is hierdie week vir jou baie, baie belangrik. En die enigste manier, hoe jy meer as oorwinnaar gaan wees in jou verhouding, en die verhouding gaan hê wat God wil hê moet hê, as jy hierdie goed gaan uitskakel, of gaan werk in hierdie dinge, wat ons hierdie week nou gaan kyk. So ek wil pleit by jou, dat jy asseblief hieraan gaan werk, en hierna gaan kyk, indien dit 'n probleem is in jou huwelik. So almal gaan nie wees nie. Ek het gister vir hulle gesê, as al hierdie redes in jou huwelik 'n probleem is, dan het jy 'n groot probleem. Dan het jy 'n baie groot probleem. Maar by meestal van ons gaan dit 1 of 2 wees of 3 wees wat ons aan moet werk, maar daar gaan definitief 1 wees wat jy aan moet werk. Daar's geen verhouding of huwelik waar al hierdie goeders 100% reg is nie. Nou die eerste een wat ons mee begin vanoggend is die verlede. Een van die grootste redes waarom huwelike dit nie maak nie en hoekom daar soveel druk is veral op verhoudings, is dat ons kan nie die verlede los nie. Ons hou die verlede by ons en ons stap met daai baggage in 'n verhouding in. En die persoon saam wie jy nou is, betaal vir die vorige mense se foute en die probleme wat hulle gemaak het. So as die vorige persoon rondgevoeter het, dan outomaties dan voeter hierdie persoon nou rond. En jy soek dit eintlik. Jy soek eintlik die fout in hulle die hele tyd. En as ons kyk na God se woord, dan leer die woord van die Here vir ons in Filippense 3 vers 14, dat die enigste manier hoe ons meer as oorwinnaars gaan wees in ons verhoudings, as ons die dinge vergeet wat agter is. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na die dinge wat voor is. En ek jaag na die doel om ons prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. So die enigste manier hoe ons 'n goddelike huwelik gaan hê, as ons die dinge vergeet van wat agter is. Ons kan nie bly vashou in die verlede nie. Moenie toelaat dat jou verlede, wat joy gesteel het uit jou lewe, uit 'n mense wat jou seer gemaak het, jou huidige verhouding ook jou joy steel nie. Moet dit nie toelaat om dit te doen. Die eerste wat jy vanoggend mee begin, is gee daai verlede vir die Here vandag, en werk aan nou. Werk aan die verhouding nou. Enigiets voor vandag is jou verlede. So ons gaan 'n bietjie nader aan, dat jou verlede is nie net dit wat jy mee in jou verhouding ingekom het nie, maar ook dit wat in jou verhouding gebeur het. So dit wat gebeur het in jou verhouding tot vandag toe. Moet jy vandag kom op 'n plek en sê, okay, weet jy wat, dis my verlede, en ons kan nie bly in die verlede lewe nie. Ons moet daai verlede nou vat, ons moet dit vir koning Jesus gaan gee, en hy gaan dit in die diepste see gaan gooi, maar dan moet ons dit nie in elke gesprek opbring nie. Jy weet daai wat jy met iemand praat, en dan is alles is fine, en dan kan jy nie wag om iets op te bring nie, want dis asof jy soek 'n fight. Nou daai verlede, daai wonde wat ons bly oopmaak, bly verhoudings opvoeter. Okay, so ons moenie daai goeders doen nie. Dis vir ons belangrik, en dit steel ons joy. So ek wil jou vanoggend vra, by nommer 1, hierdie week, wat jy aan moet gaan werk, en jy moet nou gaan bid daaroor, en sê, Vader, vat die verlede, die bagasie wat ek in hierdie verhouding ingebring het, en vat dit vir my al weg, sodat jy gaan jou eie bagasie opmaak, glo dit of nie, elke verhouding het dit, maar dis daarom ons bagasie. Ek wil nie met ekstra bagasie in hierdie huwelik wees nie. En dan is dit belangrik, as daar dalk enige bekleiers was tot vandag toe, dat jy daai verlede dan absoluut vir die Here gee vandag. En nou is dit nie belangrik, okay, onthou nou een ding, is dat hierdie is nie 'n get out of jail card vir mense om die heeltyd droog te gemaak, en nou moet jy heeltyd vergeet van hulle verlede nie, want dan raak dit moetswillige sonde, en dan het jy 'n ander probleem.
Okay, so jy kry mense wat foute maak, maar dan kry jy mense wat oor en oor dieselfde foute maak. Daai is 'n hele ander storie en ons gaan daarby uitkom bietjie later hierdie week. So dis nie wat ons vanoggend van praat nie. Ons praat van as iemand 'n fout gemaak het, soos wat almal foute maak, en dan moet ons nie heeltyd gaan vasklou in daai fout heeltyd opbring nie. Ons moet werk na 'n toekoms toe. Dit is so belangrik. En dis nommer 1 hierdie week. So ons vers wat ons kyk is Filippense 3 vers 14. Vergeet van die dinge wat agter is en strek uit wat na voor is. Nou jy kan hierdie gaan toepas in jou lewe of jy kan sê maar ek gaan nie laat gaan nie. Maar jy moet onthou een ding. God se woord sê as jy nie vergewe nie, kan jy nie vergewe word nie. So ons gaan nou 'n bietjie dieper. Jy moet kan vergewe. Dis wat die woord van God van ons verwag. Ons sluit nie hierdie week se boodskappe af nie. Wat ons weet dit gaan uitvloei net in die volgende boodskap in, maar ek wil graag hê as jy nou sukkel om die verlede te laat gaan, dat jy vanoggend weet dat die Here hierdie op jou pad gestuur het. En nou dat jy bid, nou moet jy gaan bid as hierdie boodskap klaar is en dit by die naam gaan noem wat jy nie kan laat gaan nie, sodat jy hierdie week die beste goddelike berading en raad in jou lewe gaan kry met die boodskappe wat die Here hierdie week op jou pad gestuur het. Jy het gewonder, ons albei moet uitkom by iemand, ons het berading nodig, ons het hulp nodig in ons huwelik, en die Here het toe alles so bewerkstellig, sodat ons hierdie week direk gaan die Alfa en Omega met jou praat en jou die redes gee. Hoekom? Dinge tans nie uitwerk nie. 'n Geseënde dag vir julle verder. Bye bye.